Here Jesus, ons eer U vanoggend as die opgestane Heer. Ja, Here, ons is in daardie 40 dae tussen die opstanding en die hemelvaart. Ons as U kinders, Here, is vanoggend hier. Ons stap elkeen ons eie pad. Ons leef ons eie lewe. Ons deel ons eie ervarings. Ja, Here, soos ons vanoggend hier sit, het ons harte, waarvan sommige gevul is met vreugde. Ander, Here, dalk met angs, spanning, vrese, dalk vra, dalk twyfel, Here. Daarom het ons elkeen vanoggend 'n behoefte, Here, om U te ontmoet. Ja, Here, soos U saam met die Emmausgangers gestap het, kom vra ons dat U ook vanoggend saam met ons kom stap. Soos U hulle oë oopgemaak het, Here, dat ons ook geopende oë vanoggend sal hê vir U teenwoordigheid, dat ons U sal herken in U woord. Daarom vra ons nou, Here, breek vir ons U woord. Here, laat ons harte brand vanoggend met U liefde, gevul met U hoop. Ja, Here, mag ons opnuut ontdek hoe lewend U woord is. Hier en nou in ons midde, Here. Ja, Here, soms wag ons vir groot tekens, maar soms kies U die doodgewone, die kleine, om U teenwoordigheid, U genade, U liefde, U genade in ons midde te openbaar. Wees vanoggend met ons, U kinders. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. As jy kyk na daardie uitbeelding van die reis van die Emmausgangers, en jy kan jouself vir 'n oomblik in een van die twee linkerkantste figure indink. Wat is jou belewenis op hierdie oomblik as kind van die Here, waar ek en jy juist dan nou in hierdie 40 dae is tussen sy opstanding en sy hemelvaart, waar ons weet, as daar in die Here se woord gepraat word van 40 dae, of 40 jaar, of die getal 40, dui dit op 'n besonderse pad wat die Here met sy kinders stap, vir 'n tydperk, en in daardie tydperk verander iets in hulle. Of dit is 'n vernuwing van denke, soos ons dikwels beleef, as ons die 40 dae doen, soos hierdie jaar, met Jaco se boek. In hierdie geval het die Here 'n spesifieke doel gehad, want voor sy kruisiging het hulle hom leer ken as Jesus die mens, en hy was volledig mens. Hy het gehuil as iemand sterf, hy het medele, hy het empatie gehad. Hy was volwaardig mens. En so het hulle hom leer ken. En so het hy gesterf. Een van die menslike eienskappe wat ons almal deel. Daar's 'n spreekwoord wat sê, jy moet net een ding doen. Jy moet iewers doodgaan. Almal van ons sterf, so ook het Jesus as mens. Op die 3de dag het hy opgestaan, wat sy goddelikheid openbaar. En in hierdie 40 dae wou hy homself bekendstel as die opgestane Heer. Waar hy voor sy kruisiging gebonde was aan die fisiese wette wat menslik ook ons liggame sanksioneer. Het dit opgehou
omdat hy nie meer mens was na sy opstanding, soos ek en jy gewone vlees en bloed nie. Daarom het hy die vermoë gehad om te verskyn, om deur geslote deure te kom, om net te verdwyn. Maar hy wou gehad in die eerste plek, sy disippels, sy naaste volgelinge, sy eie familie, moet in hierdie 40 dae voor hy opvaar, ontdek, dat hy waarlik God ook is, dat hy waarlik opgestaan het, en dat hy op pad was, soos hy in Johannes 14 sê, want daar was 'n ander taak, ek het gekom om te dien, ek het gekom om te sterf, ek het gekom om verlossing vir almal te bring. Maar in Johannes 14 sê daar's 'n nuwe taak, ek moet gaan, ek moet in die Vaderhuis vir elkeen van julle 'n plek voorberei. Maar hulle moes hom elkeen op hulle plek waar hulle was, ontmoet, sodat hy die opgestane Heer vir hulle 'n werklikheid kon wees, maar steeds deel was van hulle alledaagse lewe. Daarom lees ons in Matteus 28 en van sy laaste verskyning en woorde dat hy sê, en onthou, ek sal altyd by julle wees, al die dae van julle lewe. Hy is steeds fisies teenwoordig, en vandaar ons tema vanoggend, het ek en jy nog ruimte in 'n moderne wêreld om plek te maak vir Jesus om te verskyn in my en jou alledaagse lewe? En dis die vraag wat ek en jy in hierdie 40 dae moet oordink. Ons het baie in die 40 dae gesê, rondom Jakobus se boek, hy sê vir ons, gaan soek Jesus in die 4 evangelies. Ontdek hom daar. Gaan sien hoe die 5 gewoontes van die vroeë kerk daar geleef is. En maak dit deel van my en jou lewe vandag. In hierdie 40 dae moet ek en jy die 10, 11 verwysings wat daar is na Jesus se verskyning aan mense gaan vat, een vir een. Ons moet dit bidend deurlees en begin oordink, om te hoor wat die Here ook vir my en jou wil sê, rondom die feit dat hy opgestane Heer is, en gaan opvaar. En ja, op hemelvaart vier ons sy opvaar na die hemel. Maar in hierdie 40 dae, in 'n moderne lewe, moderne samelewing, wat alles hiervan ontken, is dit my en jou as kinders van die Here se voorreg om terug te gaan na sy woord, en na daardie 10, 11 verskynings te gaan kyk, en te ontdek, wat hy steeds vir my en jou wil sê. Hier is so 'n tabel van die verskynings, beginnende by Maria Magdalena, dan die ander vroue, die Emmausgangers, Petrus, disippels sonder Thomas, met Thomas, 7 disippels by die see, meer as 500 gelowiges, Jakobus, die apostels voor die hemelvaart. En hierby kan ons inkorporeer wat baie sê die 11de verskyning is, waar hy vir sy disipel gesê het, kom, ontmoet my op die berg. En waar het uitgeloop het, waar hy hulle geseën het, en terwyl hy besig was om hulle te seën, hy opgevaar het na die hemel. As ons na daardie verskynings van Jesus kyk, probeer om jouself iewers in te sien, is jy die individu? Is jy dalk die 2? Is jy dalk deel van die groep? Het jy dalk die ontmoeting by die see van Tiberias gehad? Spreek woordelik in jou eie lewe. Want as ons kyk na Maria Magdalena, dan sien ons die Here kom ontmoet haar as opgestane Heer, in die oomblik waar sy rou oor hom, waar sy huil oor hom, en hy vra vir haar, hoekom huil jy? En dan, ons weet, een van die kenmerke van die herder is die skape ken sy stem. En die oomblik toe hy vir haar sê, Maria, haar op die naam noem, herken sy stem.
besef sy, hy het waarlik opgestaan. Hy is die opgestane Heer. En die oomblik as daai besef kom, wat sê hy vir haar? Gaan na my broers toe, gaan vertel hulle, gaan deel die feit dat jy my gesien het. Maar hier sê hy ook aan haar, en sê vir hulle, dat ek sal opvaar na my Vader toe. So begin die Here die voorbereidingsproses met sy geliefdes. En so is hy steeds besig vandag om deur sy woord vir my en jou aan te raak. As ons kom by die ander vroue, hy ontmoet hulle terwyl hulle op pad was, in hulle normale gang van sake. Toe hulle besef dis hy, gryp hulle sy voete, aanbid hulle hom. Sy woorde aan hulle, tweeledig, moenie bang wees nie. Gaan vertel my broers. Wat het hy in Johannes 14 vir die disippels gesê, toe hy met hulle deel ek gaan opvaar? Moenie bang wees nie. Daar was 'n inherente vrees by hulle. As hy nie meer hier is nie, hoe gaan ons aangaan sonder sy fisiese teenwoordigheid? En in hierdie tyd waar hy die wete by hulle vestig, soos in daardie gesprek met die disippels, en in Matteus 28 met die finale opdrag, ek sal steeds by julle wees, maar ek stuur in my plek die Gees van God, die Heilige Gees, as medereisiger. Dan die Emmausgangers, ons gaan 'n bietjie meer detail daarna kyk vandag. Ons laat dit vir daardie gesprek. Petrus. Daar's ten minste 3 verwysings waar die Here aan Petrus verskyn het. En sommige sê, die 3 verskynings gaan jy saam met die feit dat hy hom 3 keer verloon het, jy saam met die feit dat hy daar by die see, tydens die ontbyt 3 keer vir Petrus kom vra het jy my lief? En dan die roeping, kyk na my skape, pas hulle op, voed hulle. Die roeping, herbevestig, die rots waarop ek my kerk bou. Die disippels sonder Thomas gaan staan in hulle midde. Die deur was gesluit, die bonatuurlikheid van wie hy nou is, kom na vore. Hy is nie meer, Jesus die mens, gebore uit die maagd. Hy is die opgestane Heer. Wat sê hy vir hulle? Moenie bang wees nie. En iets besonders in hierdie ontmoeting gebeur. Hy blaas oor hulle, hy vul hulle met die Heilige Gees. Hulle het reeds op hierdie stadium die voorreg gehad om die Gees van God te ontvang. Dan die verskyning waar die disippels Thomas by hulle het. En ek glo die Here Jesus het geweet, dis nie net Thomas wat wonder oor hierdie nie. Weerens die deur was gesluit en hy is in hulle midde. En hy spreek onmiddellik vir Thomas aan. Bring jou hande, kom steek dit in my wonde. Kom maak seker dis ek. Dat daar geen twyfel is nie. Ek het opgestaan. En ek het reeds vir julle gesê, ek gaan opvaar na die hemel. Die 7 disippels by die see. Dat hy steeds in hulle lewe ingryp, gewone, alledaagse lewe. Soos ons met Tom Smith se boek gesien het, ontdek God in die gewone. Dat hy vir hulle sê, julle gooi die net aan die verkeerde kant van die skuit uit, gooi hom net hierdie kant uit. En daai net is oorlopends te vol. En hulle weet. Nie omdat hulle vir hom kyk nie, hulle weet dit wat daar gebeur het. Dis dieselfde see, dis net die ander kant van die skuit. Hoe is dit moontlik dat hierdie kant 'n oormaat visse en hierdie kant niks is nie? Hoe baie keer in ons eie alledaagse lewe sê ons hierdie nie. Ek verstaan dit nie, dit maak nie sin nie. Dit maak sin, hy is steeds besig in ons alledaagse lewe. En dan die wonderlike wat daar gebeur het, wat aansluit by die reeks wat ons gedoen het oor God se tafel. Die Here het altyd die geleentheid aangegryp om saam te eet, saam te kuier, saam te wees, community te hê.
Kom eet, julle is moeg. Wat is op die kole? Vis en brood. Waarheen vat dit hulle gedagtes? Hy, die een wat met visies en brode duisende gevoed het. Besef, hier is iets aan die gebeur. En hy gee hulle opnuut die opdrag. Sê vir hulle, meer as 500 gelowiges, ook groot skares moes onder die besef kom, daar's 'n opgestane Heer. Hy het waarlik opgestaan. Jakobus, baie interessante gedeelte. Ja, hy verskyn aan Jakobus en dan sê hulle aan die ander apostels en aan die ontydig geborene ook. Die hele spektrum van kinders van die Here. Die ontydig geborene, hy verwys na homself, hy wat Paulus is. Die een wat hom vervolg het, die een wat op die Damaskuspad vir die eerste keer besef het, daar is 'n lewende God. Want daar het die Here aan hom verskyn op 'n bonatuurlike besonderse manier. En hier besef hy dit weer. Apostels voor die hemelvaart. Daardie ontmoeting, daardie opdrag op die berg, daardie uitsending. Die taak is duidelik. Gaan maak hulle my disippels. Daarna lei hy hulle uit die stad uit, hy lê hulle die hande op. En terwyl hy hulle seën, het hy opgevaar. Dis die realiteit wat in daardie 40 dae gebeur het. En vir elkeen van daardie volgelinge van die Here, of dit net iemand is wat tot geloof gekom het, of dit 'n naby disipel was, maak nie saak nie. Maar vir elkeen van hulle wou hy duidelik die boodskap bring. Ek het opgestaan, ek het 'n ander taak. Ek gaan iemand in my plek los, maar ek gaan steeds deel bly van julle lewe, elke dag. In die lig van wat ons verlede week gedoen het oor die verskillende generasies, hier is 2 alternatiewe vir 2 verskillende generasies om dieselfde ding te sê. Baie van ons verstaan waarskynlik die regterkantste een, die beste, persoonlike ontmoeting, die vreugde, die getuienis, die skrif en die sakrament wat ons deeglik nou by die Emmausgangers gaan hanteer. Petrus se vergifnis en herstel. Hoe baie keer is dit wat my en jou weerhou van 'n ontmoeting van die Here in 'n werklikheidslewe hier en nou. Ons kan onsself soms nie vergewe vir wat ons gedoen het nie. En dan sê my onderbewussyn vir my, en so sal God jou ook nie vergewe nie. Dink jouself in 'n oomblik in Petrus se skoene. Hy het hom 3 keer doelbewus verloon. Gesê ek ken hom nie. Ek assosieer nie met hom nie. Kom by die huis met jou eie gedagtes. Ek moet die rots wees waarop hy sy kerk bou. Dis nie 'n rots nie. Hoe die Here vir hom 3 keer kom sê, jy is 'n rots. Jy bly die rots. Ongeag van wat jy gedoen het. Ek het jou vergewe. Ek het aan die kruis ook vir jou gesterf. So ja, soms is dit die verskyning wat ek en jy moet sê, maak ek my eie. Hy het my vergewe en hy het my herstel in my roeping as sy kind. Vrede en die gawe van die Gees. Thomas, die hele ding van twyfel. Daar's nie een van ons wat nie die pad van twyfel stap nie. Nou, met wat in die wêreld gebeur, as ons sien hoe alles beïnvloed word deur aksies myle weg van ons, dan vra jy die vraag, Here, waar is jy? Wanneer gryp jy met die almag in? Twyfel en geloof, het iemand gesê, is
een muntstuk met twee kante. Dalk moet ek en jy dit vanoggend hoor, dat hy juis aan Thomas verskyn het, wetende dat hy twyfel, en die tree gegee het van sy kant af, as opgestane Heer, kom, vat jou hand, kom voel my wonde. Daai gemeenskaplike getuienis. Ons wil soms, om watter rede en omstandighede ook al, ons geloof in ons eie geslotenheid beoefen. En daar is 'n privaat element aan geloof. Daar is 'n binnekamer, privaat. Maar die oorgrote beoefening van my geloof is as deel van die liggaam van die Here. En dit het hy ook probeer kommunikeer met sy verskynings. En ja, dan die sending en die seën, die besonderse vir my daar. Sy belofte om te sê, ek is saam met julle, ek is by julle altyd. En net 'n laaste uitbeelding vir die jongste generasie. Dis soos die kinders dit wil sien. So Bram het vanoggend gaan verduidelik in die saal. Op ons vlak, op ons ouderdom, in ons seisoen, kom die Here met dieselfde woord na elkeen van ons. Ek lees graag slegs een verskyning, en dis die van die Emmausgangers. Nou die interessante, as ons kyk na die Emmausgangers, dan word Kleopas by die naam genoem, maar die tweede persoon nie, en daaroor is baie navorsing gedoen. Sommige beweer, dit was sy vrou, Maria. Ander beweer, dit was 'n ander disipel. Ander beweer wees, dit was met opset 'n onbekende persoon, sodat die lesers hulself kon inlees as een van die 3 reisgenote. Om regtig waar te beleef wat hier gebeur het en dit jou eie te maak. So kom ons kies vanoggend vir daardie opsie, om te sê, ons weet dit was Kleopas en die onbekende persoon. Dis ek en jy. So wat ons ook al nou gaan lees, lees dit asof jy die derde persoon is. Die een wat saam met Kleopas stap, en Jesus het by ons kom aansluit. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. En 'n mens wonder daaroor. En van die verklaarders sê, die feit dat hulle hom nie met menslike oë herken het nie, was juis ook op daardie stadium God gegewe. Want die Here wou gehad het die insig moet kom, die geestesoë moet oopgaan. Maar dit gebeur nie in die oomblik nie. En juis in hierdie gedeelte is daar vir my en jou 'n ongelooflik belangrike les. Veral as ons in hierdie 40 dae die opstandings van Jesus regtig ons eie wil maak om gereed te wees om die hemelvaart sinvol te beleef. In hierdie gedeelte ontvou dit hoe die Here homself openbaar deur sy woord. Die sakrament, die tekens van die sakrament. Terwyl hulle so, maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie. Jesus vra hulle, watter dinge? Hy wil dit uit hulle perspektief hoor. Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop
dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat die dinge gebeur het. Die Here luister en hy vra dat hulle in hulle eie woorde verwoord. En dan kom deel hulle verwagting van hom. En wat was hulle verwagting? Hulle het hom leer ken as hierdie besonderse mens met besonderse vaardighede. En onmiddellik het hulle vir hulself gesê, hy is die een wat die skrifte van praat. Hy gaan Israel verlos. Maar daardie verlos gaan wees op die troon, die mensgemaakte troon. Dis wat op hulle hom gesien het. As ek en jy hierdie pad gaan stap, wat is my en jou verwagting van die Here Jesus in ons lewe? En dis 'n relevante vraag. En dis 'n vraag wat in privaatheid in my binnekamer gevra word en geantwoord word. Want kom ons wees eerlik met mekaar. In elke lewensfase, elke lewensomstandighede, het ek en jy 'n spesifieke behoefte aan hoe hy moet ingryp in ons lewe. Hoe en waar hy moet manifesteer. As ons nie daaroor eerlik is nie, as ons nie dit met hom in gebed deel nie, kan die insig nie kom nie. Hulle insig later kon nie kom voor hulle eers gesê het, dis ons verwagting. Dis hoe ons Jesus sien. Dis wat ons wou gehad het, hy moes kom doen. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf, kon nie sy liggaam kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Weereens, as ek myself verwoord, hoor ek myself en besef ek, wat leef in my denkwêreld? So dis hoekom Jesus die vraag vra, hoekom hulle oë hom nie moes herken nie. Want hier kom hulle skeptisisme, hulle twyfel na vore. Ja, hulle het gehoor, maar ons koop nie daai storie nie. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Opnuut kom die Here. Hy vat hulle terug na die skrif. En deur die skrif onderrig hy hulle. Wil hy daardie bewussyn bring, maar die pad wat die Messias moes stap is deur die kruis, deur die dood. Daarna het hy by Moses en al die profete begin, al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het hom egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Weereens, dit was Jesus se strategie. Dis ook hoe hy as mens geleef het, waarvoor hy baie keer veroordeel is. Want wanneer hy iemand se lewe wou verander, het hy by hulle huis ingegaan, saam met hulle aan tafel gesit. Of daardie iemand onrein was in die oë van die Jode, het nie vir hom saak gemaak nie. Maar daai gemeenskaplikheid van ek is in jou huis, ek is aan jou tafel. Dink weer 'n oomblik terug aan ons reeks oor Don't give the enemy a seat at your table. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. So die skrif
is oopgemaak deur die Here. Is uitgelê vir hulle. Hy het ingegaan in hulle huis, aan hulle tafel gaan sit. En die oomblik toe die brood breek, het hulle geestesoë oopgegaan. En hulle het besef, hy het opgestaan. Hy was hier, nou, al het hy verdwyn. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar. So wat gebeur wanneer jy daai ervaring het? Hy is nou hier in my midde. Hulle praat hier van 'n warm gevoel. Ek en jy het dit al baie vir mekaar gesê. Ek het vandag, of dit in 'n erediens of waar ook al was, 'n besonderse belewenis gehad. Ek het geweet, ek beleef die teenwoordigheid van die Here. Hier het 'n warm gevoel gekom. Dis ons manier om dit te verwoord. Dis die teenwoordigheid van die Here, die Gees van God. Daar waar hy oor sy disippels geblaas het en hulle gevul het met die Gees, ek is seker sou elkeen vir hulle gesê het, ek het nou 'n warm gevoel. Dis die fisiese teenwoordigheid van die Here wat jy in jou eie lewe beleef. Hulle sê toe, die Here het regtig opgestaan. Hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. En dis wat ek en jy as kinders van die Here behoort te doen. Hom toe te laat om deel te wees van my alledaagse lewe. Om regtig 'n gebed te hê, Here verskyn aan my. Juis wanneer ek dit nodig het, maar gee my 'n geestesoog wat u teenwoordigheid in my lewe 'n werklikheid kan maak. Ons tydlyn sal anders lyk. En dalk is dit iets wat ek en jy moet gaan doen in hierdie 40 dae voor Hemelvaart. Om te gaan sit en te begin daardie oomblikke in jou lewe, waar jy weet jy die Here nou hier by jou gehad, en begin dit verwoord. Baie van ons sal sê, dit was die oomblik toe my kind die eerste lig in hierdie wêreld aanskou het. Baie van ons sal sê, dit was die oomblik toe my geliefde sy of haar laaste asem uitgeblaas het, met hulle hand in myne. So is daar baie ander maniere, hoe die Here aan ons verskyn. So hoe kan sy verskyning toe, vandag in my en jou lewe, steeds 'n verskil maak? Ek dink die eerste ding is dat ek en jy 'n keuse maak, om te sê, ek glo. Ek glo dat Jesus steeds leef in hierdie wêreld, op 'n bonatuurlike manier, en steeds verskyn. Want dis die een ding wat hy in hierdie 40 dae gedoen het. My verskyn is deel van my bonatuurlike natuur. Ek kom in 'n vertrek en al is die deur toe. Ek verlaat julle teenwoordigheid in 'n oogwink. Hy is nie meer fisies nie, maar hy's wel deur sy Gees. En dan wat ons hier gesien het in die Emmausgangers se lewe. Twee fasette wat ek en jy nie gering moet skat nie, maar wat ons moet koester, is hoe hy homself laat verskyn deur sy woord en deur sakrament. Daarby wil ek 'n derde voeg wat in my lewe 'n absolute realiteit is, wat hy ook in sy woord sê, dat hy hom openbaar in die hier en nou deur sy natuur. Hy ontmoet ons in ons eie unieke situasie. Soms is dit in pyn, soms in twyfel, soms in vrees, soms terwyl ek sommer net werk, daar agter my werksbank, soms in die gemeenskap, of dit is in 'n vriendekring, of in 'n sportkring, of waar ook al. Ons moet glo dat Jesus herstel en stuur steeds. Ook vir my, dat ek nooit nie goed genoeg is vir hom nie. As Petrus goed genoeg was, as Paulus, na alles wat hy gedoen het,
al die Christene wat hy vervolg het, en hy het hulle vurig vervolg, steeds goed genoeg was. Ek en jy bly steeds die kerk wat hy stuur, die rots waarop hy bou. Sy opstanding en uiteraard, sy teenwoordigheid is inklusief. Daar's by hom geen grense. Daar's by hom nie een persoon wat op enige gronde val buite sy kategorie nie. En ja, my en jou geloof is 'n dinamiese pad. Dit is nie 'n pad wat hier begin en reglynig eindig hier, ek ontmoet hom en ek gaan saam die ewige lewe in nie. Ons geloofpad sal nie reglynig wees nie. Dit is 'n dinamiese pad. En daarmee moet ons vrede maak. Hoe leef ek? Ek verwag sy teenwoordigheid. Ek wil sommer 'n paar momente met julle deel uit my eie lewe. Ek was bevoorreg om oom Angus Bakken se plaas Mighty Men konferensies van die begin af by te woon. Toe ons baie min was, tot die laaste een, toe ons, lyk my, oor die 300,000 was. Die tweede een, want ons was so 460, ons het almal in daai tentjie gepas. Daai aand het daar iets gebeur in daai tent, wat jy nie in woorde kon beskryf nie. Maar elkeen van ons wat daar was, het geweet die Here was nou hier. Die volgende dag is daar iemand wat op daai stadium badkamers toe was, en toe hy uitkom, toe is hierdie helder lig wat oor hierdie tent skyn, en hy het 'n foto geneem. Dis voor AI. Dis voor ek gaan sit op my rekenaar en ek doen gou iets. Dis daar op 'n plaas waar daar amper nie eers sein is nie. En hierdie lig wat juis in daai oomblik skyn, 'n bevestiging van wat ons in daai tent beleef het. Jare later sien ons 'n gewerskaf. Ons sien 'n helikopter wat land. Ons hoor om Angus het 'n hartaanval gehad. Daar gaan 'n helikopter. Oor 100,000 mans sak op hulle knieë en bid. Die volgende dag is hy terug. Kom lewer hy sy afskeidsboodskap wat hy voorberei het vir ons. Daai oomblik. Jy het hom beleef. Hy was daar. Reed Wiseman, een van die lugvaarders wat nou op die maan was. Daar's 2 dinge wat hy van homself sê. Hy sê, ek is nie gelowig nie, maar ek is wetenskaplik baie gevorderd. Hy kom terug. Hy sê, ek moet nou met 'n kapelaan praat. Hy sê, ek sien die kruis, die embleem van die kruis op hierdie kapelaan se gewaad. Hy bars uit in trane. Gaan lees dit. Aangrypend. So hy sê, toe hy daar in die ruimte was, en die son skyn agter die maan, skuif agter die maan in, het hy geweet. Nou is ek op heilige grond. Hierdie is die Here se handewerk. Wees gereed om hom te ontmoet, sy teenwoordigheid te ervaar in die alledaagse. Ons is op 'n woord in aksie mannekamp. Paar dinge gebeur wat vir jou sê, hier is die Here teenwoordig. Iemand ry daar verby, sien die bord. Hy getuig daar, ek was op pad om my lewe te neem, ek het van alles 'n gemors gemaak.
Ek sien dit, ek ry in, hulle sê kom, wees deel hom in 'n klein groep in. Saam met hom in die klein groep is iemand met een oog. Hy deel en sê, ek is 'n polisieman, en dis 'n rower wat my oog uitgesteek het. En ek haat hom, ek kan hom nie vergewe nie. Ek wil hierdie naweek vrykom. Raai wat gebeur? Hierdie ou wat sy eie lewe wou neem, wat saam met hom in hierdie groepe sê vir hom, ek was die rower. Dis ek wat jou gesteek het. En drama in daardie naweek. Hy kan hom nie vergewe nie. Maak nie saak wie sê wat, wie lê hom hande op, wie bid vir hom nie. Sondag ons is op pad huis toe, dis daai laaste byeenkoms. En die ou wat die kamp gelei het in daardie stadium sê vir die polisieman, kom sit hier op hierdie stoel. En wat verwag ons? Hy gaan hom na hande op lê of iets. En hy roep een van die personeel sy dogtertjie, ek skat haar 5 jaartjies. En hy noem haar by die naam en hy sê, kom. Kom staan by die oom. Bid dat die eina uit sy hart kan kom. En sy doen. En hy breek. En hy kan hierdie ou, hierdie rower, wat sy oog uitgesteek het, omhels en vergewe. God teenwoordig in die oomblik. Daar en dan. So ek en jy moet met oop oë leef in 'n brandende hart. Dis hoekom ek vanoggend ook hierdie weer aangesteek het. Die lig wat in ons is, sy lig is in ons, maar ek en jy kan op so baie maniere dit verskans, verdoof, want met 'n lig in ons vra dit van ons iets. Leef met oop oë, 'n brandende hart vir hom, dat ek die Gees kan toelaat om tot my te spreek, of dit nou deur sy woord is, of sy sakrament, of deur die natuur. Ons gesin, ek en Mariaan, sy het 'n ding oor vere en ek het 'n ding oor varkore. So ons worstel op die stryd met, ons worstel op die oomblik intens met iets. En hierdie week, terwyl sy al rond is doen, is sy by een van die kliënte wat sy ver end moet stap, kar toe. En terwyl sy so stap, uit die hemele, daar's nie voëls wat vlieg nie, hier kom 'n veer. En hy kom val voor haar. Dis die Here se teenwoordigheid in haar lewe, wat 'n werklikheid word. Ons is daar by die see, dis nie die seisoen van die varkore nie. En ja, daar's 'n spesifieke plek wat ek soggens gaan stap, is so teen 'n bult op 'n bankie en ek sit daar en ek worstel met die Here. Een van ons boeties hier in die gemeente wat baie siek was, dra hom op en ek worstel en Here, maar waar's jy? Hoekom is jy nie nou by hom nie? My ervaring, hoekom is jy nie nou by hom nie? Hy word nie beter nie. En ek stap verder. En hier, van niks en nêrens, is 'n pad wat ek elke oggend gestap het. Ewe skielik is hier 'n varkoor met net so groot blom. Vir my, die Here se teenwoordigheid. Vir my 'n antwoord op my gebed wat ek nou net mee geworstel het. Ek is hier. Ek het dit nou vir jou kom wys met 'n varkoor. Mag vir jou vreemd klink. Maar dis in my leefwêreld 'n werklikheid. Ek en jy moet getuig van sy opstanding en die verskynings in ons lewe. Ons moet dit deel met ander. Ons moet nie skaam wees om te dink, ag, hulle sal dink ek is mal nie. Dis vir my 'n lewende werklikheid en as ek dit deel met jou, die Here sal sy Gees gebruik om daarmee te maak wat hy wil. Aanvaar sy vergifnis, aanvaar jou roeping. Aanvaar die feit dat Jesus jou herstel en stuur.
en leef die groot opdrag uit. Deel die evangelie in jou konteks, in die tyd waarin jy leef. So ek sluit af met dieselfde vraag waarmee ons begin het. Het jy ruimte vir Jesus om steeds in jou lewe te verskyn? Het jy ruimte dat hy dit kan doen deur sy woord? Het jy dit ruimte dat hy dit kan doen deur die sakrament, deur die natuur, deur die gemeenskap van ander gelowiges as jy saam iewers is? Julle weet ek het 'n hart vir selgroepe en ek glo 'n selgroep is 'n goddelike instelling. Dis waar ek in my lewe sedert 1990 wat ek deel is van 'n selgroep, die Here onbeperk beleef het in die alledaagse lewe. Want dis waar 7 ander gereeld deel hoe hulle die Here beleef het vandag op 'n bonatuurlike manier. So ek is nie meer in 'n silo waar dit net my belewenis is nie. Ek het die ryke belewenis van 'n groep van 8 wat deel en deel en deel. Vir my is dit 'n varkoor. Vir een van hulle is dit iets totaal anders. Het jy ruimte vir Jesus om steeds in jou lewe te verskyn? Here, U het saam met die Emmausgangers gestap. U het vanoggend saam met ons gestap. Here, U het hulle harte laat brand, hulle oë oopgemaak. Here, laat ons harte nou brand, maak ons oë nou oop. U het vir hulle die skrif gebreek, Here. Mag die skrif vanoggend ook vir ons op 'n ander manier oopgaan. Here, ons smeking is, gaan met ons al die paaie wat ons stap. Gee dat ons oë het, Here, wat sien, waar U deel word van hierdie pad. Waar U onverwags net kom saamstap. Soms ons net by die naam noem, soos Maria. Soms net die woord en die brood breek. Here, ek wil 'n hart hê wat brand. Ek wil U sien. Ek wil U hoor. Ek wil U beleef. En ek wil graag sê, die Here verskyn steeds. Hy het waarlik opgestaan. Hy leef deur sy Gees elke dag hier met my. Wees met ons, Here, in ons pad as kind van die Here, in 'n wêreld wat vyandig is teenoor U woord. Dra ons, Here, gee ons wysheid en insig. Ons vra dit in Jesus naam.